You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Daar's sy mamas. Ek weet op 'n daaglikse basis. Op 'n daaglikse basis, nee, jy het nie sulke oomblikke nie, nee. Meeste van die tyd is 'n tantrums en ek like jou nie, jy's oud en jy weet niks waarvan jy weet nie waarvan jy praat nie. Ja, byt vas, dis die geheim, chill, okay. Oog op my vir hierdie oomblik. Dankie. Maar mamas, jy is waardeerd. Ek wil hê jy moet weet, as daai kind as die kind by die skool kom en hulle het iets nodig, dan sit bel my ma. Nie my pa nie, bel my ma. Jy is liefgehê en jy word waardeer. So al die mamas, ek weet hierdie gaan nou 'n triekie ene wees, maar al die mamas, kom staan nog hier voor by my, asseblief. En julle moet vir my kyk, vir my, okay, vir my. Ja, kom, neem leiding, Ronel, kom staan hier voor. Want jy moet baie, kom, heel voor, ons die baie mamas vanoggend, hier teen die kant toe ook, jy kan insqueeze, nader. Julle moet plek maak vir al die mamas, almal moet welkom wees hier voor, vul hier die gat, daar sê Liesel, trek die mense nader, beoefen jou leierskap, daar sê trek hulle nader. Okay. Alright. So, okay, ek weet nie van my gaan hoor nou nie, maar hulle moet nou hulle hande uitsteek. En nou. Daar sê Renée, dis hoe een ons span is. Okay, mamas, hierdie kinders steek hulle hande uit na julle toe, ons gaan vir jou gebed doen vanoggend. Okay, die kinders gaan jou kom seën vanoggend. Okay. Is julle reg? Ons gaan julle bless. En gemeente, julle manne, papas, steek hulle hande uit. Dankie dat ons vanoggend, Here, mamas kan kom celebrate. Wat 'n gift, wat 'n ongelooflike voorreg om 'n mamma te kon ken en te gehad het. En Here, wil ek bid vir elke mamma wat vanoggend hier staan. Of dit nou geestelike mamma is, 'n ouma, 'n jong mamma, 'n mamma wat ontvang word. Ek bid Here dat in hierdie oomblik hulle hart sal kom omvou. Here, as ons optel, maak nie saak waar hulle is in hulle lewe, wat so omstandighede mag beleef, maar Here, mag hulle beleef dat hulle is gewaardeerd, hulle is liefgehê. En dankie vir die purpose wat hulle gehad het om te kom skryf op die kliptafels van ons hart en dit wat dit beteken om mense te wees wat liefgehê is. Dankie vir die opofferings, Here. Dankie dat hulle onbaatsigtig is, Here. Wil ek bid dat
meer as wat hulle ooit kan voorbid dink You'll of vra. never Dis my know gebed in Jesus naam. Vir mamas wat hier staan wat bekommerd is in die oomblik oor hulle kinders, wil ek bid Heilige Gees dat U sal kom en harte sal kom stil maak, vrede sal kom bring, net soos wat U dit kan doen, Heilige Gees, in hierdie oomblik in Jesus naam. Amen. Amen. Geef vir al die mamas 'n groot waardering. There were bells on a hill, Dankie. but I never heard them ringing. Dis so goed. Mamma, soos wat jy uitbeweeg, is daar penne vir julle. Penne, want julle skryf op die kliptafels van ons harte. Dit is net so 'n stukkie waardering jy wat in jou handsak kan sit. So maak seker jy vat jy 'n geskenkie. As jy omdraai, daar's penne soos wat julle Christa bank toe. Ons is lief vir julle en ons waardeer dit verskriklik baie. Know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Dan wil ons al die tieners ook die kans gee om nou saam met Justin uit te beweeg. As jy in die hoërskool is en jy wil vanoggend saam met die tieners kuier, jy so welkom. As jy nog nie het nie om vandag kans te vat en gaan kyk of hulle hier alright is, maar hulle is heel legit. I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sun. So van my kant af ook vir elke mamma baie gelukkige Moedersdag. Ek dink ons wil erkenning gee daaraan dat vir party ma's is dit moeilik. Vir party dames is dit 'n moeilike dag en vir verskeie redes, maar daar's ietsie van Vader wat jou ook so in sy holte van sy hand wil kom hou in 'n oomblik soos hierdie en vir jou sê, weet jy, ek's lief vir jou. En wat dit ook al is wat 'n stuk genesing moet gebeur, ek is besig deur my Heilige Gees om dit ook te bewerkstellig en ons leer in die seer om saam met ander te celebrate ten spyte van. So 'n bietjie erns plek waar ons gaan met vanoggend se boodskap. So kom ons begin. Ek het 2 briewe saamgebring vir oggend, 2 van my ou briewe. So die eerste ene, hierdie ene is 34 jaar oud. Julle kan sien hy is al 'n bietjie verwaarloos en so meer. Dis 'n brief wat Renay vir my geskryf het, 34 jaar terug. Okay? Soos 'n love letter. Wil jy hom hoor? Jy gaan hom nie hoor nie, want dit is nie vir jou geskryf nie. Jou naam staan nie op die brief nie, okay? Hierdie is 'n lekker brief om te kry. Dis vandag sit nou SMS'e en WhatsApps en allerlei, maar in die ou dae toe jy nog die brief kon voel, die verskil is jy kon hom ruik. Hy het so lekker geruik, hy het altyd so parfuumpie opgespuit, lekker geruik en die goed wat hier binne in gestaan het was mooi goed. Ek kan nie sonder jou leef nie, jy's die beste. Jy weet, is so as jy so 'n brief gekry het, is vir jou geadresseer en jy het hom so geruik, dan het jou hart soms so begine vinniger klop. Maar hier's nog 'n brief. Ek het so 'n brief gekry. Hierdie een het ek in die hoërskool gekry. Hier staan dit agterrond, né? Graad wat is dit? 10. Nee, so hier staan dit agterrond ek hierdie brief gekry. Ek gaan hom vir julle lees. Ek het die vrymoedigheid nou vanoggend om hom te lees. Hy is nie van Renay af gewees nie. So in hom staan geskrywe, liewe Johan, ek is baie jammer. Maar ek kan nie vir jou ja sê nie. Ek kan nie jou meisie wees nie. En dan skryf sy, dis nie jy nie, dis ek. Asof dit beter maak, jy weet. Dis net nie reg nie. So jy wonder seker, hoekom het ek hierdie brief gehou? Hoekom bære ek so 'n brief? Dis nie 'n regte brief nie. Ek het vir Jaco gevra om gister gou vir my te skryf. Want jy kry so 'n brief, jy lees hom net een keer en dan gooi hom weg. Okay? Die ander brief sal jy bære en jy sal hom bewaar, maar hierdie brief het slegte nuus. Slegte nuus, so jy lees hom een keer, dit kommunikeer verwerping en jy gooi dit onmiddellik weg.
'n brief soos hierdie wat liefde kommunikeer en aanvaarding kommunikeer, wil jy oor en oor lees, want dit sê, jy is die beste. Ek is lief vir jou en jou naam staan op die brief geskryf. Nou vir julle beteken die brief nie veel nie, dit is dalk snaaks in 'n snaakse oomblik van die moment in die kerk, maar jy gaan nie die brief lees soos wat ek gelees het nie. Hy gaan nie jou hart laat klop, jy gaan hom dalk nie eers ruik nie. Hoekom? Want jou naam staan nie op hom nie. Jy's nie ingesluit by die boodskap van daardie brief nie. En wanneer ons na die Bybel toe gaan, ons lees die Bybel, is eintlik God se brief aan ons. God se brief aan jou. Jy is ingesluit in daardie brief. Jesus bid op 'n kol en sê ek bid nie net vir julle nie, maar ek bid vir julle wat na julle sal kom en deur hierdie boodskap my sal leer ken en verhouding met my sal staan. Jou naam is in die brief wat God vir jou en my geskryf het. En dan spesifiek die deel wat gaan rondom Jesus en wat Jesus vir ons kom doen het, sê ons noem dit die evangelie. Jy ken die woorde die evangelie. Dis 'n Griekse woord evangelion wat beteken goeie nuus. Goeie nuus, want jy is ingesluit by daardie goeie nuus. En ons begin vanoggend 'n boodskap, 'n reeks, 'n 3 weke reeks waar ons vir die volgende 3 weke in Romeine gaan spandeer rondom hierdie gedagte dat jy ingesluit is. Ons noem die reeks dan ook ingesluit. Want hier is die ding, daar's baie slegte nuus in die omgang, nê. Die koerante is altyd vol goeie nuus. Nee. Slegte nuus verkoop. Okay, beter as goeie nuus vir een of ander rede. So koerante, sosiale media, alles voel partymal die omstandighede, goeders wat met ons slegte goed wat ook om ons gebeur in die nuus wat ons keer op keer ontvang, voel partymal so 'n bietjie asof dit die ding is wat ons lewens definieer. Dit voel partymal so 'n bietjie asof dit die ding is wat vir jou sê hoe jou lewe gaan en jy stoei met goeders en dis partymal moeilike goeders waardeur ek stoei en waardeur ek werk en dan wanneer ek na die Bybel toe gaan, dan lees ek hom nie soos hierdie brief nie. Ek lees hom soos hierdie brief. Ek verwag die slegte nuus. Ek verwag die belewenis van verwerping. Ek verwag die belewenis van dat dit nie goeie nuus is nie en dat ek nie ingesluit is by die goeie nuus wat daar wel is nie. En so dis ietsie wat ons wil vanoggend net so 'n bietjie vir 'n oomblik oor wil gesels en ek gaan jou vat na Romeine hoofstuk 5. Ons spring daar in Romeine in hoofstuk 5 net vers 17 gaan ons mee begin. Waar hy sê want as ten gevolge van die misdaad van die een, hy verwys na Adam, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en van die gawe van geregtigheid ontvang het, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. So die vers begin met slegte nuus. Nee, iets verskriklik het gebeur, die sondeval. En die resultaat daarvan is slegte nuus. Dit is die dood heers oor ons en nie net beteken dit dat daar slegte goed begin gebeur het as gevolg van die gebrokenheid van die wêreld en die sonde en die sondeval en alles wat daarmee gepaard gaan het nie, maar ons is bestem vir 'n ewige dood. Die dood heers letterlik oor ons. En dit voel partymal so 'n bietjie asof dit, jy weet, is hierdie slegte omstandighede wat so oor jou heers, die jou die heeltyd weet so onder die duim hou, die heeltyd heerskappy oor jou uitoefen, asof dinge die heeltyd sleg gaan. Party van julle kan met dit identifiseer en sê, "Jep, dis die storie van my lewe." Die storie van my lewe, dit voel, jy weet, hulle sê when it rains, it pours. Dit voel vir my ek bly in Londen en dit reën net die heeltyd in my lewe. Nie goeie reën nie, slegte reën. Nee, dit voel die heeltyd net of dinge nie uitwerk nie. Dit voel of ek die heeltyd onder daai druk is. Ek kan assosieer met wat hy daar sê. Die heerskappy van die dood as dit ware, wat oor my hang, soos 'n donker wolk. Maar die brief stop nie daar nie. Die brief gaan aan en daar's 'n stuk goeie nuus wat kom en hy begin die goeie nuus met hierdie woorde
Veel meer. Veel meer. Ons het in die Grieks gaan oor en oor net gaan weer kyk wat beteken daai woord, die Griekse woord vir veel meer en daar's 'n diep betekenis om hy beteken veel meer. Okay, luister, dis goeie nuus, dis die tyd om te smaal. Ons is oor die swaar gedeelte. Die goeie nuus gedeelte dis God se boodskap vir jou. Hy het 'n veel meer boodskap vir jou. Hy het 'n goeie nuus boodskap vir jou. Hy het 'n boodskap waar jou naam opgeskrywe staan en hier is die goeie nuus. Hy sê in hierdie lewe sal jy heers. Nie eendag in die hiernamaals, jy weet, wanneer ons die goue strate navigate met Google Maps nie. Ek weet nie wat ons gaan hê daar om die goue strate te navigate nie, maar die Heilige Gees, nê. Maar hy praat nie van 'n eendag sal jy weet, byt nou maar net vas tot jy dit maak, tot jy doodgaan. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan nie. Jy weet, dis nou. Hy sê in hierdie lewe sal jy heers. Wat beteken dit? Dit beteken nie slegte goed gaan nie met ons gebeur nie. Ek dink die Bybel is duidelik genoeg oor dit. As jy genoeg tyd in die Bybel spandeer, sal jy hoor Paulus wat skryf van al die goed wat met hom gebeur, stokke geslaan, deur 'n slang gepik, amper verdrink, en dan tussendeur al hierdie goeters beleef hy nog steeds God se genade en God se goedheid. Dis wat heers beteken. Beteken nie die moeilike goed in die lewe gaan jou nie onderkry nie. Die slegte nuus, dit wat gebeur in die wêreld, die omstandighede van die wêreld gaan jou nie onderkry nie. Jy gaan te midde van dit opstaan en heers. Soos wat Adam opdrag gekry het om te heers, so gaan jy heers. En dan hier in Romeine gee hy vir ons 2 goed wat ons help in hierdie proses. En die eerste ene is die woord genade. Die woord genade wat hy daar gebruik. Nou genade is nie net, jy weet, die Here het my vergewe nie. Genade is 'n bemagtigende woord. Dis 'n woord wat jou kom bemagtig. In daai skrifgedeelte as jy hom deurwerk, kom jy agter, genade is eintlik die sleutel tot krag in Jesus Christus. Dis 'n kragtige woord, dis 'n woord wat vir jou krag bring en ek wil dit vir jou so verduidelik. Ek was nog net 1 keer laat vir 'n troue. Okay? Nou troue is 'n groot dag vir enige koppel, veral vir die vrou. Die goed moet regloop en is op my hart wanneer ek mense trou om vir hulle die beste te gee wat hulle die mooiste dag wat hulle kan beleef en veral vir die bruid. En hierdie betrokke Saterdag, gewoonlik het my sekretaresse altyd vir my die boek uitgeskryf en dan moes ek om die Vrydag teken, maar sy is op verlof, so sy het om die week voor dit al uitgesorteer en om daar eenkant op my tafel gesit. En so die Vrydag kom teken gou-gou is 'n lekker reminder, ja, môre is 'n troue. So nou gebeur dit nie, 'n klomp ander goed gebeur, ek raak besig. Saterdag kyk ek nie noodwendig altyd my dagboek. Eerste ding is as ek my foon oopmaak, maak ek my dagboek oop nie. Okay, so nou gebeur Saterdag en ek is lekker daar in die tuin, spuit die tuin nat en die reminder kom op 15 minute voor die tyd. Die troue is in Mildersdrift. Ons is in Pretoria. My kop, ek verloor alles, nê. Ek sê vir Renée ek het troue. Nou moet ek nog van daar af, my boek was by een van ons ander kampusse, ons is in die Moot, my boek lê in Ferry Glen. Nou moet ek nog deurry Ferry Glen toe om die boek daar te gaan haal. Een van my kollegas het hom gebruik. Ek moet hom daar gaan kry en dis deurmekaar. Nou is ek laat weet die ouens, jy weet daai gevoel van skus, ek gaan nie betyds wees nie. Nou uiteindelik is ek in die kar en ek ry. Maar soos ek ry, skel ek myself. Jy doen dit nie, nee, maar ek het dit al 'n paar keer gedoen. Jesus Johan, jou idioot. Weet hierdie is die beste dag van hierdie ouens se lewe en ek trap myself uit, nee, ek sê myself so sleg so seker my nie afwas nie, nee, ek's vies vir myself, ek's kwaad vir myself. Net om te sê daarna het ek die reminder 2 dae voor die tyd gestel. Okay. Dat ek net sal onthou 2 dae voor die tyd. Maar nou as ek op pad soontoe en ergens op 'n kol is dit asof die Heilige Gees vir my sê, Johan, jy preek lekker genade, maar jy het nie veel genade vir jouself nie, nê. En daai gedagte tref my so in daai oomblik en ek besef
Die beste wat ek nou kan doen vir hierdie koppel is om die genade wat ek preek te glo, te vat, goed gebeur. Life happens. Ek kan een keer in 'n leeftyd, hopelik net een keer, kan ek laat wees. As jy weet hoe ek voel oor laat wees, sal jy verstaan hoekom dit vir my so kwaai is. Een keer kan ek laat wees. Die beste wat ek nou vir hierdie paartjie kan doen, is om myself bymekaar te kry, te glo in die genade, sodat ek 'n stuk autoriteit kan beleef, dat as ek opdag daar, dat ek 'n boodskap bring wat 'n verskil gaan maak in hulle lewens en hulle gaste se lewens. En in daai oomblik sê ek net, Here, ek weet U het my klaar vergewe, ek kies om myself te vergewe, en ek kry my gedagtes by die woord wat ek met hulle wou deel, ek daag op, almal is al, weet, gelukkig, vriendelik, hulle het weer buite te beweeg, en net so 'n bietjie gekuier, en hier is die dominee nou, hulle noem my partymal dominee. Okay, hier is die dominee nou, en ons kry die ouens by mekaar, en man, ek kan nie daai oomblik vat, en inteendeel, ek kan 'n stuk iets van genade inrol in die woord wat ek deel. En die ouens se harte is geraak in daai oomblik, en ek ry daar weg, en ek sê, dankie Here, vir U genade, en dat U ten spyte van my en my gebrokenheid, 'n slag kom slaan het, nog steeds. Hier is die ding, as ek nie genade gevat het nie, sou ek daar opgestap het, gerammel het oor my woorde, vies gewees het vir myself, jy weet, so half teruggetrokke en skaam en sleg, jy voel skuldig, en ek sou nie daai stuk oorwinning kon beleef het, as ek nie die genade gevat het. Party van julle sit hier, en jy het nodig om die genade te vat. Jesus het aan 'n kruis gesterf, en hy het sy sonde, ons sonde, wat hy was sonder sonde, hy het ons sonde op hom geneem, sodat jy vergewe kan wees. Hy roep dit uit aan die kruis, vergewe hulle. Ek en jy is ingesluit by daai vergewe hulle. Daar waar jy nou sit, ek wil hê jy moet hoor, dat die Heilige Gees is besig nou, om met jou hart te werk, en te sê, daai een ding wat jy nie kan laat gaan nie, oor jouself. Daai een ding wat jouself aanhoudend oor kastei, en oor sleg voel, en dit voel vir jou, asof jy dit nie gaan maak nie, daai een ding het hy klaar vergewe, en hy wil jou nader trek, dis die ding wat besig is om jou te breek, om te doen wat hy jou geroep het om te doen. Genade, embrace dit. Die tweede ding is geregtigheid. Nou geregtigheid dis 'n moeiliker woord. Dit klink soos 'n teologiese woord. Woord sê hy het ons sonde op hom geneem, en hy het sonde vir ons geword, sodat ons die geregtigheid van God kan wees, en ek is oortuig van meeste mense verstaan nie regtig wat geregtigheid beteken nie. So Ellen Platt het 'n tyd terug in ons CCEP, een van ons woordskoolprosesse, het hy 'n boodskap, 'n goeie stuk teaching kom neersit oor net die woord geregtigheid. Ek wil jou aanmoedig, is op my preeknotas, is daar 'n skakel waar jy kan klik, en dit gaan luister dit. Hy doen 'n incredible werk om geregtigheid te unpack. Ek wil net so een of twee goed oor dit sê vanoggend. Geregtigheid is 'n regsterm dat jy staan in die regte kant van die gereg. Okay, as jy elke maand jou huis betaal, is jy in goeie stand by die bank. As jy 1 of 2 of 3 paaiemente mis, is jy nie meer in goeie stand met die bank. Jy kan 'n oproepie verwag of 'n brief. Sekere konsekwensies. So is 'n regsterm, maar dis meer as dit. Dis 'n dinamiese verhoudingswoord. Dis 'n woord waar die Here sê, ek het jou kom herposisioneer. As jy geregtigheid vang, dan kom sit dit jou op 'n hele ander baan in jou lewe. Dis ook so belangrik is om geregtigheid te begryp en te verstaan. Die Engels help ons dalk 'n bietjie meer, is righteousness is to be in a right standing with God. Dis daai ding waar jy droog gemaak het, en jy staan in die hof, en jy moet die doodstraf kry, of lewenslang tronkstraf kry, en die regter staan daar en sê, jou boete is betaal, jy's vry. Verklaar jou onskuldig. Daai gevoel van vryheid wat oor jou kom, daai besef van, ek is vrygespreek, ek is nou weer aan die regte kant van die gereg. Daar's 'n streep getrek deur dit wat ek verkeerd gedoen het. This to be in right standing with God, maar dis nie net dit nie. Dis nie net die Here wat sê vir jou, sê ek en jy is nou weer okay met mekaar. Ons is weer op speaking terms. Ek het jou vergewe, ons staan in verhouding.
veel meer, nê. Nee. Dis te veel meer boodskap. Dis die Here wat sê, nie net het ek jou vergewe en as ons in 'n regte verhouding, hy sê, die woord sê, we are seated with Christ in heavenly places. Dit praat van 'n stuk autoriteit. As hy gaan sit aan die regterhand van die Vader, dis daai woorde spreek autoriteit. En as ons sit saam met Christus in hemelse plekke, as ons herstel is na veel meer, waar Adam die aarde gekry het om oor te heers, en heerskappe uit te oefen, dan sê die Here, ek het jou in 'n posisie kom sit, waar jy nou nie net in regte verhouding is met my nie, maar waar jy heers saam met my, waar jy in my gesag optree, in my naam optree. Hy stuur die Heilige Gees om ons te bemagtig, om saam met ons te wees, want hy sit die goeie nuus boodskap in ons hande en sê, gaan verteenwoordig my. Julle is my ambassadeurs. Hy kom sit jou op 'n hele ander plek, so nie net verander geregtigheid jou identiteit, wie jy is. Jy is nie meer 'n sondaar nie, jy is die geregtigheid van God. Nie net kom herstel jou identiteit nie, maar hy kom verander ook jou invloed. Hy kom hê 'n impak op jou invloed wat jy het in hierdie wêreld. En so vir die volgende paar minute wil ek hierdie net prakties vat. Daar's paar goed wat geregtigheid in jou lewe kom doen wat alles verander. So die eerste ding is geregtigheid kom gee jou vrymoedigheid. Die Engels het 'n beter beskrywing, praat van boldness. Kom gee jou boldness. Kyk, as jy skuldig is, dan kruip jy weg. Nee, wie van julle se kinders by huis vir jou, "Ai, Wenkie. Wie die bal geëet?" Of wie die bankstukkend gebyt? Dan hardloop hy Wenkie so sterk tussen die bene, kruip so in, hardloop kruip weg. Nee, of jou toddler. Wie die suiker geëet? Nie ek nie, mamma, maar die suiker sit so oor die mondjie. Wie het my lipstik beet gehad? Dan sit net sulke. Nee. Adam en Eva, hulle het gaan wegkruip. So dis wat as ek skuldig is doen, is dit laat jou terugtrek, dit maak jou bang, dit laat jou isoleer en in die donkerte in beweeg, maar wanneer ek verstaan dat ek geregverdig is, I'm in a right standing with God, dit gee boldness om in te stap en te sê, hier's ek. Here, wat doen ek? Wat moet ek doen? Waar is ek betrokke? Wat moet ek? Dit het 'n vrymoedigheid om te sê ek's hier en ek gestuur deur God. Tweede ding wat geregtigheid doen is gee jou toegang. Gee jou toegang tot die Here. Dis Hebreërs sê dit, ons het nou toegang tot sy troonkamer. Ons stap in die koning se troonkamer in. Nie as besoekers of as een of ander genooide gas nie, maar as familie, as seuns en dogters van die Allerhoogste. Ons stap met vrymoedigheid daarin en sê, hey papa, Vader, hier's my hartsbegeerte vandag. Hier's waarvoor ek bid, hier's waarvoor ek vertrou. Here, kom help my hierin. Nee, dis soos 'n meisiekind wat by haar mamma gaan sit en mamma het 'n meestersgraad in wiskunde en sy sê, mamma, help my met hierdie som, ek verstaan nie. Sy sê, kom nie so daarin en sê, mamma, met groot vrymoedigheid kom sy en sy sê, help my, dit gee vir ons toegang. Die laaste ene, dit verander hoe jy konflik en gebrokenheid hanteer. As jy nie geregtigheid verstaan nie, dan fokus jy altyd op ander se opinie oor jou lewe. Wanneer jy geregtigheid verstaan, dan weet jy God se opinie is swaarder as ander mense se oordeel. Ander mense wat vir jou vertel hoe goed jy nie is nie, wat vir jou vertel waar jy dit nie maak nie. Of omstandighede wat voel, dis hierdie omstandighede laat my voel, Here, is U besig om my te straf? Wat is fout? Geregtigheid laat jou help jou om te verstaan dat God se opinie oor jou lewe is, jy's vergewe, you are in a right standing with God, jy's herstel na beeld en gelykenis van God, jy sit saam met Jesus in hemelse plekke, en jy is my geliefde seun en my geliefde dogter in wie ek welbehaag het, en ons gaan 'n pad stap. Ons gaan die goeders uitstryk wat nie reg is nie, maar dit het niks te doen met my liefde, dit verander niks van my liefde wat ek het vir jou nie. En so in daai saam met die Here die pad stap, beleef jy weet jy praat anders, jy stap anders in 'n vertrek in, jy werk nie vir mense se aanvaarding nie, jy werk vanaf 'n plek van aanvaarding en liefde, en dit gee stabiliteit in chaos. Mense sien baie maal kinders wat kom uit 'n
ouerhuis waar daar baie liefde en aanvaarding is. Ek dink in die skole sal hulle dit veral beleef, of die teenoorgestelde. Die sekerheid en standvastigheid van 'n kind wat in 'n goeie, liefdevolle huis grootgemaak word, en 'n kind wat in 'n gebroke huis en verwerping, die onstabiliteit wat jy daar beleef. En so geregtigheid kom sit jy op 'n plek waar jy in die middel van die moeilikheid en die slegte nuus en die goed wat jou tref, dat jy stabiliteit beleef. Jy soos 'n boot wat vas is op die water, al is daar storms. Hy maak maar net so bietjie so. Hy vat net daai storms wat hy bring, vat hy net. En daar's 'n gewig hier onder in die onderkant. Daar's 'n gewig hier in ons binneste. Die gewig van Jesus Christus. En die krag wat hy bring. Wat sê, ek gaan jou hierdeur laat seil. Ons gaan aan die ander kant uitkom. So die vraag wat ek vir jou het vanoggend is, watter brief lees jy? As jy woord toe kom, as jy dink oor jou geloofslewe, watse brief maak 'n inspraak op jou lewe? Is dit die een wat sê, jy's nie goed genoeg nie, jy maak dit nie? Vir al jou foute uitwys, wat vir jou vertel, as nie hoop nie, daar's nie hoop vir ons land nie, daar's nie hoop vir jou werksomstandighede nie, of lees jy die brief wat sê, dis goeie nuus. En jy's ingesluit by dit. Jou naam staan op die brief. Dis goeie nuus oor jou lewe uitgespreek, jy sal heers te midde van al hierdie in Christus Jesus. Paulus skryf en sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Maar gaan lees die res van wat hy daar skryf, te midde van al die stryd en die moeilikheid en al die goeters wat met my gebeur, en die lewe wat nie eenvoudig is nie, en partymal voel asof almal teen my gekant is. Hy skryf vanuit daai uit, maak hy hierdie uitspraak, hierdie heerskappy uitspraak. Maar ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Die Here wil nie, party van julle sit hier en jy oorleef net. Jy probeer net môre maak. Die Here sê, ek het jou geroep vir veel meer as dit. Veel meer. Wil jy met lewe in oorvloed beleef en die heerskappy heers oor die omstandighede van, jy's nie onder omstandighede nie. Jy's bo dit. Band, julle ouens kan my join op stage. Ons gaan 'n oomblik maak en ons gaan nagmaaltafels toe gaan vanoggend. En ek wil hê dat soos wat jy vanoggend na die nagmaaltafels toe beweeg, dat jy sal 'n stuk dankbaarheid in jou hart beleef vir die genade wat oor jou lewe uitgespreek is. En dalk is daai 'n oomblik wanneer jy daai nagmaal gebruik waar jy moet sê, ek vergewe myself. Ek vergewe myself, ek spreek vry. Genade vir ander is net so goed net om te sê, partymal is wat jou terughou nie dat jy jouself moet vergewe, maar dat jy iemand anders moet vergewe. Kom aan, as Jesus ons almal kon vergewe het, as hy vir ons die pad moontlik kon maak, kom ons stap in daai voetstappe, so moeilik as wat dit mag wees. Spreek vry en vergewe. Maar beweeg aan van daar af. So, soos jy 'n nagmaal gebruik is, ek wil vandag vra, ons gaan nou nie, partymal sal ons sit en dit gebruik, as jy kuier vandag, as jy kind van die Here is jy welkom na die nagmaaltafels toe te beleef, te beweeg en jy gaan jouself bedien, bid vir jouself, of jy kan as gesin saam bid, en partymal kom sit julle en julle het 'n oomblik daar, maar wil jy nie vandag nie sit nie, staan. Dat jy beleef, daar's 'n stand wat jy inneem. Ek staan geregverdig voor die Here, I'm in right standing with God. Hierdie het implikasies vir my lewe. God spreek 'n woord oor my. Hy sê vir my, Marius, ek sit jou daar in die midde van hierdie goeters. Ek sit jou daar in jou werk. In die kompleks daar waar jy bly. In jou familie wat dalk goddeloos is. In daai skool waar jy werk en bedien en waar jy onderwyser of hoof is, ek sit jou daar. En jy's my man, jy's my vrou, jy's die ene wat hierdie goeie nuus sigbaar gaan maak. Dat mense kan ontdek, hulle is ingesluit, dis 'n keuse wat ons maak net om dit te aanvaar en ons eie te maak, maar die Here het gekom sodat die wêreld sal beleef die liefde van Jesus Christus. Was genoeg. Dis genoeg. So vat 'n oomblik, gaan staan by daai nagmaaltafel of gaan vat die broodjie in die kelkie en gaan staan iewers in die auditorium en gaan sê, Here, dankie vir die genade.
Maar dankie dat my stand wat ek nou in staan is nie as gevolg van my performance nie. Dis wat Jesus gedoen het aan die kruis en dit sit my op 'n totale ander baan. Ek staan vas in u geregtigheid. Dis net genade. Maar dis genoeg. Dis meer as genoeg, dis veel meer. Here, ek vat net hierdie oomblik om te bid vir elke persoon wat stoei met omstandighede, slegte nuus wat konstant na hulle kant toe kom, wat hulle voel oorweldig, hulle voel, Here, wat het ek gesondig? Nog die waarheid deurbreek vanoggend dat hulle is vergewe en dat Jesus hulle kom herstel op 'n plek van autoriteit. 'n Posisie van invloed in hierdie wêreld. Dat ons sal wandel nie as buitestanders nie, maar as kinders van die koning. In Jesus naam. Jy is welkom, beweeg uit vir ons na die nagmaaltafels toe. Maak hierdie vas in jou hart.